In die 19de eeu het daar 'n man in Engeland geleef en sy naam was George Miller. En hy was 'n alkoholist gewees en hy het hierdie losbandige lewe gelei. En toe loop hy in Jesus vas en sy lewe verander. Hy kom radikaal tot bekering en hy's 'n nuwe mens in Christus. En kort daarna het daar 2 weeskindertjies oor sy pad gekom en hy besluit om hierdie kinders onder sy vlerk te neem. En vinnig het weeskinders na hom toe gestroom en het hy een van die grootste weeshuise, kinderhuise in Engeland, in Bristol gehad. En dit is George Miller en hy het in die 19de eeu geleef. Maar George Miller het gesê, hy gaan nooit vir mense geld vra om te help met sy kinderhuis nie. Mense moet dit in hulle harte vind om self geld te gee. Hy gaan nie bedel nie. Hy het gestaan op Psalm 68 en daar staan dat God 'n vader is vir die weeskinders. Maar een aand toe kom sy kosmatrone na hom toe en sê, daar's nie meer kos vir hierdie 200 kinderhuiskinders nie. En die volgende dag gaan hulle nie ontbyt kan kry nie, want die kos is op. Maar George Miller het besluit, hy gaan op sy knieë sak en hy gaan God bly vertrou vir 'n wonderwerk. In die oggend het hy wakker geword en hy het vir die kosmatrone gesê, gaan dek die tafels nou pragtig, want jy het mos nou vanoggend bietjie meer tyd, want jy hoef nie kos te maak nie, gaan dek dit pragtig, want die kos is op pad. Hy het hierdie onwrikbare geloof in God gehad, dat God sal voorsien. En weet julle wat? 'n wonderwerk het gebeur. Met een stop daar 'n trok voor die kinderhuis en sê dat hulle moes 200 borde kos maak die vorige dag vir 'n groot funksie. En hierdie funksie is toe op die nippertjie gekanselleer, maar die mense het reeds betaal vir die kos en hulle toe besluit om die kos vir die kinderhuis te bring. En daar kon die kinderhuiskinders toe heerlik eet die dag. En George Miller het net absoluut op sy geloof gestaan. Ag, ek wens baie keer ek kan sulke geloof hê, want dit is mos maar so. Ek en jou, my en jou se geloof ry maar somtyds bietjie wiplank, né? Maar in Lukas 17 staan daar. En dis die Here hier aan die woord en hy sê, as julle maar die geloof kan hê wat so groot is soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see en die boom sal gehoorsaam wees. Vra God om vir jou geloof te gee, want geloof is ook 'n geskenk, 'n gawe van God. En as jy vir hom vra, Here, skenk vir my geloof, volharding, deursettingsvermoë in U, dan sal hy dit vir jou gee. Kyk 'n bietjie wat het hy vir Abraham gedoen. Onthou jy Abraham en Sara se verhaal? Hulle het hierdie groot nageslag het hulle voorgewag, dit is wat God vir hulle beloof het, maar toe was hulle al baie oud, en hulle het nog nie 'n ou babietjie gehad nie, en op sy moedeloosste, toe Abraham op sy moedeloosste was, toe sê God vir hom, een nag, gaan uit jou tent uit, en God wys vir hom die sterrehemel, ons lees dit in Genesis 15 vers 5, en hy sê, kyk na al hierdie miljoene sterre, so sal jou nageslag wees, en net daar gee God toe vir Abraham 'n visie, iets tasbaar, waarna hy kan vashou, en so kan ek en jy ook gaan en sê, Here, ons is swak, en uit ons eie kan ons nie, gee asseblief vir ons 'n visie, gee asseblief vir ons geloof, dat ons sal vashou aan U, gee vir ons krag. Wanneer ek moedeloos raak, dan bid ek God se woord, en in sy woord staan daar, as jy moeg is, dan kan hy vir jou nuwe krag gee, hy gee vir jou voete soos die van 'n ribbok, hy gee vir jou vlerke soos 'n arend, hy kan vir jou nuwe krag en nuwe deursettingsvermoë en nuwe energie gee, hy kan ook vir jou geloof skenk. Iemand het eendag gesê, geloof is nie om te weet wat die toekoms inhou nie, maar dis om te weet wie die toekoms in sy hand vashou. En dit is natuurlik God. God hou die toekoms in sy hand vas en aan hom kan ons vashou. As jong vrou het ek vele miskrame gehad. En ek het altyd gewonder, elke keer as ek so by die dokter kom en die dokter sê vir my, Liesel, daar's nie meer hartklop nie, dan het my hart gebreek. En op 'n stadium wou ek opgee en kon ek nie meer vashou aan hierdie belofte van God dat hy vir my nog 'n baba sou gee nie. Maar kort daarna is my ou seentjie klein Siebert gebore en God het sy belofte gestand gehou. Hou vas aan God, vra vir hom om vir jou geloof te skenk. Hy sal dit vir jou doen.